Hallo julle en baie welkom by ons laaste tekkies diens van die derde kwartaal. Kan julle glo, ons is al amper in Oktober en die vakansie is om die draai, so julle byt vas met daai laaste stukkie van die toetsreeks of eksamens wat jy moet skryf. En as jy verjaar het hierdie week wat verby is, hoop ons regtig dit was 'n lekker dag, ten spyte daarvan dat jy miskien bietjie moes gewerk het of geleer het. Maar ten minste was daar 'n braaidag ook gewees hierdie week en ek hoop julle het dit baie saam met ons geniet. Ons wil julle net herinner, aan die 4de kwartaal se begin is daar 'n paar groot en belangrike eredienste wat ook plaasvind. Die 19de Oktober by die tekkies diens daai oggend, dit is die eerste Sondag van die nuwe kwartaal, dan kom kuier graad eens van Willem Posma se koor, die graad 1 koor. Hulle kom kuier by ons hier by die tekkies diens. Dit gaan nou nie op ons video wees nie, maar dit is hierso by ons op daai Sondagoggend in ons erediens. So ons wil julle graag uitnooi en kom geniet daai oggend ook saam met ons. Dan die aanddiens van die 19de Oktober is ons jaarlikse matriekdiens. So ons wil sommer vir die matrieks ook uitnooi om daai aand nie te mis nie. En dan die week daarna, die 26ste Oktober, dan het ons familiediens in die kerk. Hulle berei die saal hierso voor vir die belydenisaflegging wat die aand plaasvind van die 26ste. Maar daai oggend van die 26ste, dan kom kuier die Vrystaat Nasorgsentrum ook daai oggend vir ons. So ons gaan lekker saam met hulle daai oggend kuier. So julle moet asseblief ook nie daai geleentheid mis nie. Kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën ook vir hierdie erediens van vanoggend. Here, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie Here dat U genade ook vir ons in hierdie week genoeg was en dat ons weet U genade vir ons genoeg sal wees vir die week wat kom. Dankie dat ons sommer net so 'n bietjie kan stil word en kan hoor wat U vir ons vanoggend uit die Bybel uit wil sê. Dankie dat ons saam kan sing, U naam kan loof en kan prys. Dit kom bid ons net in Jesus se naam. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom by ons. Ons gaan nou staan. Jy is welkom om saam die liedjies se bewegings te doen en dan loof en prys ons die Here. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. La 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 la. 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 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. La 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 la. 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 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Jy het nou kans om ook vir die Here dankie te sê met jou dankoffer. Jy kan op enige van die volgende maniere kan jy vir hom dankie sê.
Nou julle in die Zulu taal en kultuur, as mense mekaar in Zulu groet, dan sê hulle vir mekaar sawabona. So ek wil gou hê jy moet vir die persoon daar langs jou sê en jy moet vir hulle groet in Zulu en sê sawabona. Nou weet julle wat beteken sawabona? Sawabona beteken ek sien jou. Ek sien jou. So ek sien jou raak. Ons kyk mekaar in die oë en ons groet mekaar. En as jy daai persoon teruggroet, dan sê jy vir hom ook sikbona, wat beteken ek sien jou ook raak. En dis 'n bietjie waaroor ons tema van vandag gaan, is om mekaar en ander mense raak te sien, omdat God ons heel eerste raak gesien het. Kom ons lees die gelykenis wat Jesus vertel daarso in Lukas 16 van vers 19 af. Ek gaan vir ons lees uit die Bybel uit kindersvertaling. Jesus vertel toe 'n storie, 'n gelykenis. Eendag was daar 'n ryk man. Hy het dierklere gedra. Daar was ook 'n baie arm man. Sy naam was Lazarus. Later was hy so swak dat hy voor die ryk man se huis gelê het. Lazarus het gehoop dat die ryk man vir hom 'n bietjie kos sou gee om te eet, al was dit net 'n paar krummeltjies. Maar hy het niks gekry nie. Sy enigste vriende was 'n paar honde wat die seerplekke aan sy lyf kom lek het. Lazarus het dood gegaan. Die engele het hom kom haal en hemel toe gevat. Daar het hy reg langs Abraham gaan sit. 'n Ruk later is die ryk man ook dood. Hy is na die doderyk toe. Of 'n ander woord wat ons goed ken, is die hel. So Lazarus is hemel toe en hierdie ryk man is hel toe. Daar het hy baie swaar gekry. Tussen sy pyn deur sien hy toe vir Abraham en Lazarus in die hemel. Hy roep toe uit: Vader Abraham, kry my jammer. Stuur asseblief vir Lazarus met 'n druppeltjie water vir my. Ek kan die pyn nie langer uithou in hierdie vuur nie. Abraham sê toe vir hom: Op die aarde het jy alles gehad wat jou hart begeer, maar Lazarus het net swaar gekry. Nou is Lazarus gelukkig en jy moet ly, maar dit is te laat om iets hieraan te doen. Tussen ons hier in die hemel en julle daar ander kant is 'n yslike kloof wat niemand kan oorsteek nie. Ons kan nie vir jou water bring nie. Jy kan ook nie hiernatoe kom nie. Toe sê die ryk jong man: Dan smeek ek u om vir Lazarus na my huis toe te stuur. Ek het nog 5 ander broers en hulle is ook op pad hel toe. Laat Lazarus hulle gaan waarsku. Hoekom? Hulle het mos die Bybel, antwoord Abraham. Hulle moet maar net luister na wat God daar in die wet en die profete sê. Ag Abraham, dit sal soveel beter wees as iemand uit die hemel na hulle toe gaan. Dan sal hulle groot skrik en begin luister, sê die man. Abraham antwoord: As hulle nie eers na God se woord luister nie, sal nie eens iemand wat uit die hemel by hulle aankom, hulle lewe verander nie. Nou julle, in hierdie gelykenis of hierdie storie wat Jesus vertel, het ons 2 hoofkarakters. So ons het die ryk man en ons het vir Lazarus. So kom ons kyk eerstens na die ryk man. Die ryk man het die duurste klere aangehad wat geld daardie kon gekoop het. So hy het uitgestaan tussen die gemiddelde en tussen die arme mense wat nie so baie geld gehad het nie. Hy het sulke persklere aangehad en persklere, julle daai tyd was die klere wat koninklike mense gedra het, as jy baie ryk was. So die sonde van hierdie ryk man was nie omdat hy baie geld gehad het nie. Daar's niks fout daarmee om baie geld te hê of om meer geld as iemand anders te hê nie. Maar hierdie ryk man se sonde was dat hy nie ander mense, en in hierdie geval die arm bedelaar wat by sy huis kom sit het en kom smeek het vir 'n broodjie, dat hy hom nie raak gesien het nie. Hy het hom vermy, hy het verby hom gekyk en hy het niks gedoen aan die probleem wat hierdie arme man gehad het nie. Daar's 'n storie van 'n man met die naam John Rockefeller. Nou John Rockefeller
was op 23 jaar al 'n miljonair. En dit is nou 'n dollarmiljonair, né? Amerikaanse dollar. Op 50 was hy die rykste man in die hele wêreld. En 3 jaar later, toe hy 53 jaar oud was, toe word hy baie ernstig siek. Hy word so siek dat al sy hare het van sy kop afgeval, selfs sy wimpers, daar was geen hare gewees nie. En die dokters het vir hom gesê, hy het nog net 'n jaar oor om te leef. En in plaas daarvan, om sy geld op te gaar, het John toegegaan en hy het sy geld vir mense wat dit nodig gehad het hy dit weggegee. Hy het al sy rykdom het hy gegee om hospitale te bou, vir mediese navorsing, om sendingwerk te doen sodat mense die boodskap van Jesus kan hoor. En uiteindelik, hoor wat gebeur. Die dokters het vir hom 'n jaar gegee om te leef. Maar omdat John se lewe so verskriklik verander het, omdat hy nie sy rykdom vir homself gehou het nie, maar dit weggegee het, leef hy tot op 98 jarige ouderdom. Is dit nie 'n mooi storie nie, né? Maar dan staan daar 'n ander storie van ook 'n baie ryk man met die naam Paul Getty. En hy was ook 'n biljoenêr, op 'n stadium die rykste man in die wêreld. En hy het op 'n stadium het hy 'n estate, 'n landgoed gekoop met die naam Sutton Place, en dis daar in Engeland. En daar het hy stoksiel alleen geleef, sonder enige leiwagte. Daai paleis van hom het 34 slaapkamers gehad en 14 badkamers. En ek weet nie hoeveel vertrekke nie, en hy het stoksiel alleen in daai massiewe plek gebly. Maar tog het hierdie rykste man in die wêreld nie tyd gehad om eers sy familie te nooi om by hom te kom kuier nie. Toe hy uiteindelik doodgaan, het familielede, selfs sy kinders en diensknegte het niks uit sy rykdom uitgebaat nie. Hy het die grootste deel van sy rykdom, van sy erf, 'n porsie, het hy gegee aan die Malibu Museum. Iemand het, toe hy dood was, het 'n joernalis geskryf, "The richest, the most lonely and the most selfish person has died today. In 84 years of life, there is no penny for charity or his own family." Hierdie ou het net vir homself geleef en vir niemand en niks anders nie. Kyk gou na hierdie foto van Paul Getty, waar hy in daai groot mansion van hom, by 'n massiewe groot langtafel, stoksiel alleen sit. En is dit nie baie hartseer nie, nê? Iemand wat al die geld in die wêreld het, baie beroemd is, skatryk is, maar hy was stoksiel alleen, en hy het net vir homself geleef. En dan het ons, die tweede karakter in ons gelykenis, is die arm bedelaar, of die arm man met die naam Lazarus. Nou baie interessant julle, Lazarus, is hierdie, in al die gelykenisse wat Jesus vertel, is hierdie die enigste persoon wat 'n naam het in Jesus se gelykenisse. Lazarus. Nou hierdie Lazarus is nie dieselfde Lazarus wat dood was en 3 dae later het Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek nie. Dis nie hierdie Lazarus nie, dis 'n ander Lazarus hierdie. En Lazarus se naam beteken God is my helper. God is my helper. En julle, daarin lê daar eintlik vir ons 'n baie diep boodskap. Want julle, baie keer gebruik God ander mense soos ek en jy, om die Lasarusse van die lewe, die mense wat arm is, die mense wat min het, om vir hulle te wys dat God is my helper. God gebruik vir my en vir jou, en dit is die punt wat Jesus hier probeer maak. As ons nie vir sulke mense die lewe hemel maak nie, dan gaan die hel
uiteindelik ons toekoms wees. Die plek wees waar ons uiteindelik gaan opeindig. Want Jesus het gekom vir dies wat sukkel. Jesus het gekom vir dies wat arm is. Jesus het sy lewe vir hulle gegee. Jesus het hulle nader getrek en nie weggestoot soos hierdie ryk man wat 'n bedelaar op sy voorstoep gekry het en hom net weggejaag of hom net heeltemal geïgnoreer het nie. Nee, Jesus het mense ingetrek en het mense gehelp, veral die mense wat arm was. So Jesus leer vir ons in hierdie gelykenis storie dat geld en rykdom jou blind kan maak vir mense om jou en vir ander mense se nood. Ek wil afsluit met 'n laaste storie. Daar was 'n baie ryk man wat baie lief was vir eet. Nou ek dink baie van ons is lief vir eet, nee, maar hierdie man was baie lief vir eet en hy het altyd in sy etenstye het hy in die park gaan stap en dan het hy ietsie gekry om te eet en as mense dan vir hom gevra het vir kos het hy hulle net geïgnoreer en hy het niks ooit vir hulle gegee nie. Op een spesifieke dag, toe koop hy vir hom vir 'n nagereg, koop hy vir hom so lekker chocolate eclair, nee, so romerige chocolate eclair wat hy nou as pudding gaan eet. En hy het hom klaar gekoop en hy's besig om te stap en toe kom maar 'n kind met sy skateboard hier op hom afgery en hy spring uit die pad uit en toe hy so spring uit die pad uit, toe val daai chocolate eclair so in die modder hier op die grond. Toe besef hy maar hy gaan nie hierdie ding kan eet nie, die ding is mos nou vuil en vol modder. En toe is daar arme mense wat bedel vir kos en hy maak toe 'n plan. Hy sê toe hy gaan hierdie modderige vuil chocolate eclair gaan hy vir daai arm man gee. En daai aand toe hy gaan slaap, toe droom hy. Hy droom dat hy in 'n baie groot en besige restaurant is. En hy sien hoe die waiters met die heerlikste kosse verbyloop en puddings en koeke en goeters. Maar hy kan nie verstaan nie, want hulle gee nie vir hom ook daarvan nie. En toe nog 'n waiter so verby hom stap, toe vra hy maar, kan ek ook asseblief van daai koek, daai lekker kos en goeders kry wat julle hierso meer verby my stap. En hulle sê toe nee, dit werk nie so nie. En sy gaan stap toe en sy gaan haal toe een van hierdie modderige vuil chocolate eclairs, gaan haal sy toe uit en sy gee dit so vir hom. En hy kyk so en hy is verskriklik kwaad. Want hy sê, hoekom verdien ek dit? Ek verdien waarde vir my geld. Hoekom kan ek nie van daai lekker kosse kry wat jy hierso mee so verbystap nie? En toe sê die vrou vir hom, maar jy sien, jy is nou in die hemel. En in die hemel kry jy dit wat jy weggegee het op aarde. En julle, is dit nie 'n mooi storie nie? Want al wat hierdie man bereid was om weg te gee, was 'n vuil, modderige chocolate eclair. En dis uiteindelik wat hy gekry het en hy kon dit nie verstaan nie. In die heel begin van ons preek vir vandag het ek gesê ons moet mekaar groet. Sawubona. Ek sien jou. Julle, en dit is wat God van my en van jou vra, is om mekaar regtig raak te sien. Ons roeping hier by Heuwelse Gemeente is, ons is hier vir God, vir mekaar en vir ander. En julle, en omdat God ons heel eerste raak sien, onthou, ons is gedoop. Toe ons 'n klein babietjie was, het God al gesê, ek sien jou raak. Ek gee my liefde en my genade vir jou. Maar dit beteken, julle, ons moet mekaar en ander ook raak sien. Ons kan nie mekaar maar net ignoreer nie. Ons kan nie ander mense wat swaar kry maar net ignoreer en verby hulle stap nie. Nee, ons is geroep. Ons is geroep om dit waarmee die Here ons seën, wat hy vir ons gee, om dit met mekaar en ander te deel. So kom ons sien mekaar raak. Maar kom ons doen ook iets daaraan. Die Here gee vir jou wat jy nodig het. So kom ons gee ook vir ander, sodat hulle ook iets van Jesus se liefde in my en jou kan raak sien. Here, baie dankie
dat U ons heel eerste raak sien. Here, dankie dat ons weet, Here, U gee U genade so vrydelik vir elkeen van ons. Here, en daarom kan ons nie anders as om ook met genade teenoor ander mense en teenoor mekaar te leef nie. Here, ons is niks sonder U nie. Ons lewe is betekenisloos sonder U. En daarom kom ons en kom vra ons vir U, Here, kom help ons om ons oë oop te maak. Here, help ons dat geld en besittings ons nie blind maak vir die nood van hierdie wêreld en die nood waarin soveel mense vandag leef nie. Maar Here, help ons om die nood raak te sien en iets daaraan te doen. Dankie dat ons selfs net deur ons liefde vir ander te gee, 'n drukkie te gee, om met iemand te praat en te vra wat is jou naam. Here, dit al klaar baie werd is. Ons hoef nie al ons geld weg te gee nie. Dis nie wat U van ons vra nie. Maar Here, help ons om so te leef dat ander mense vir U in ons kan sien. Ons kom bid, Here, ook vir die laaste stuk van hierdie vakansie, voor die vakansie begin met die toetse en die eksamens, Here, mag dit vir ons 'n wonderlike tyd wees. Mag ons ook 'n bietjie rus in die vakansie wat voorlê, en Here, mag ons ook, wanneer die 4de kwartaal begin, mag ons ook elke dag leef, Here, met die krag wat U vir ons gee. Dit kom bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Julle moet 'n baie lekker vakansie hê. Ons sien julle dan na die vakansie weer, wanneer ons daai 19de met ons eerste tekkiesdiens afskop. Onthou, ons het daai oggend die graad 1s van Willem Posma se koor, wat daai oggend by ons kom kuier. Julle is meer as welkom om hier by ons in te skakel. Mooi dag vir julle.